ons Here, hoe wonderbaar is U naam, hoe glansryk die hemelruim, selfs kinders besing dit saam. En die vol wraak wat teen U staan, word stil en zwyg oor wat U doen. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam. Here, ons Here, as ek U hande werk aanskou, wat is die mens dan, dat U hom veilig onderhou, met aansien en met eer gekroon, laat U hom heers oor al U werk. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam. Goeiemôre, ons sê vir jou baie welkom by die erediens van die Gereformeerde Kerk Sasolburg op 26 Julie 2020. Ons kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Die Here groet jou nou met sy seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Die skepping getuig van God en dit eer God. Kom ons eer nou God saam in die skepping met die woorde van lied 199 verse 1 tot 3. Dit is 'n pragtige beruiming van Psalm 148.
Ons gaan vanoggend in ons geloofsbelijdenis fokus op dit wat ons bely oor God die Vader, ons Skepper. Kom ons sing daarom as ons belydenis, skrifbereiding 12:2 vers 1. Kom ons luister nou saam na 'n riglyn vir ons nuwe lewe. Ons lees saam uit Galasiërs 5 vers 13 tot 26. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uithard of op mekaar afgunstig wees nie. Kom ons staan nou elkeen alleen voor die Here met ons eie lewe. Kom ons toets ook hoe ons self beheer word deur die Gees en kyk ook of ons nie self ook partykeer in ons lewe die praktyke van die sondige natuur nog steeds sien nie. Kom ons bely dit nou voor die Here met die woorde van die Onse Vader, waar ons vir die Here ook gaan vra om ons skuld te vergewe, net soos ons ook die vergewe wat teenoor ons sondig.
Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam, laat U reën kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat in ons zondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die ryk en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en Met die oog op ons skriflesing en prediking, kom ons sing lied 456, verse 1 en 3. Ons skrifgedeeltes en fokusgedeeltes kom vanoggend uit enkele verse uit Genesis 1, Genesis 2 en Genesis 3. Die eerste gedeelte wat ons saam lees is Genesis 1 vers 26 tot 31. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die maakdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar
word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde, en aan die voëls in die lug, en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die 6de dag. Genesis 2 vers 15. Die Here God het die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas. En Genesis 3 vers 15 tot 19, na die sondeval dan sê die Here vir die Satan, ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, na jou man sal jy hinker, en hy sal oor jou heers. Vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het, en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit te bestaan maak jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitsprei, en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. Ons tema vir oggend, deur Jesus en die Gees, word ons goeie bestuurders van God se skepping. Een paar weke gelede het God met ons gepraat oor hoe ons sy geld en besittings moet bestuur. Vandag praat God met ons oor hoe ons sy skepping moet bestuur. En soos julle weet, is die bestuuring en bewaring van God se skepping 'n uiters relevante onderwerp. Want God se skepping loop swaar gebuk onder mense. Ons oseane en riviere en varswaterbronne word toenemend besoedel. Fabrieke en voertuie blaas voortdurend giftige gasse die atmosfeer in, wat aardverwarming veroorsaak en die ys op die poolstreke laat smelt. Natuurlike bosse word uitgekap om plek te maak vir landbougrond en mense se menslike nedersettings. En dierespesies en visspesies word gestroop en uitgeroei. En verskeie spesies het reeds gesterf of is op die rand van uitsterwing. Romeine 8 sê, die hele skepping sug en dit kreun soos 'n vrou in nood wat geboorte gee oor wat ons mense aan die skepping doen. Dit is waaroor God vanoggend met ons praat. Kom ons luister saam. In Genesis 1 en 2 lees ons hoe God alles in die heelal geskep het. Ook hierdie pragtige planeet van ons met alles wat so mooi is. En dan staan daar in Genesis 1 vers 31, toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Die wonder van God se skepping word ook op baie plekke in die Bybel besing. Ons lees byvoorbeeld in Psalm 8, Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het.
kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. En in Psalm 19, die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die hele Psalm 104 is basies 'n lofpsalm oor die skepping en hoe God dit alles onderhou en so kan ons voortgaan. En wanneer ons self in die Bosveld is, of in die Karoo, of iewers op 'n verlate strand, of wanneer ons deur 'n reënwoud stap, of snorkel op 'n mooi rif, dan sien ons steeds iets van die wonder van God se skepping en ons Here wat dit baie goed gemaak het. Dis inderdaad wonderlik mooi. Dit eer God en dit maak hom groot. Dit getuig van hom en die feit dat hy bestaan. En daarom wil ons ook saam met die skepping God loof en prys. En nou sien ons, God het die mens aangestel om sy wonderlike skepping namens hom te bestuur en op te pas. Ons het 'n paar weke gelede uit Psalm 24 gehoor dat die aarde en alles daarop aan die Here behoort, omdat hy dit gemaak het. Ook al die visse en al die voëls en al die diere en elke plant en bos behoort aan ons Here. En in Genesis 1 vers 26 lees ons dat God sê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God stel hierdie mens aan as sy verteenwoordigers en sy onderkonings om sy skepping namens hom te bestuur in sy belang. En omdat die skepping met alles daarin nie aan ons behoort nie, maar aan God behoort, beveel God ons ook om dit op te pas. Ons lees in Genesis 2 vers 15, die Here God het die mense in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas. Dit was dus God se oorspronklike bedoeling, dat ons hierdie wonderlike omgewing rondom ons moet waardeer en oppas en moet bewaar. God het ook sy skepping so kunstig en kreatief gemaak, sodat ons as mense vreugde kan put uit die skoonheid en die wonders van die skepping. Dink maar aan die wonderlike detail op blomme, of die verskillende vorms en kleure van voëlspesies en visspesies, of van 'n pragtige sonsondergang oor die Afrika bos. Dis hoe wonderlik God dit alles oorspronklik gemaak het. Maar dan gebeur die hartseerste hoofstuk in die hele Bybel, Genesis 3, die sondeval. En ons sien sommer vinnig hoe dit alle verhoudings ontsettend beskadig het. Dit het nie net ons verhouding met God en met mekaar uitermate beskadig nie, maar ook ons verhouding met God se wonderlike skepping. En God sê dit vir Adam direk na die sondeval in Genesis 3 vers 17 tot 19. As hy sê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak. Jou lewe lank, die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitspruit, en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe. En nou lees ons ook in die Bybel, dat mense na die sondeval nie meer sulke goeie bestuurders van God se skepping was nie. Mense het nie meer die natuur opgepas in God se belang
en sodat hy daardeur geëer kan word nie. Mense het eerder begin om die natuur uit te buit in hulle belang. Mense het begin dink die aarde en al die hulpbronne op die aarde behoort eintlik aan hulle, en hulle kan daarmee maak wat hulle wil. Ons lees byvoorbeeld in die Bybel dat mense na die sondeval begin het om diere te verwaarloos en te mishandel. God praat daaroor in Spreuke 12 vers 10 as hy sê die regverdige sorg goed vir sy diere, maar die goddeloses is wreed. God waarsku ook sy volk in Deuteronomium 25 vers 4 as hy sê jy mag nie 'n bees waarmee jy gaan dors se bek toe bind nie. Na die sondeval het mense ook begin om die grond oor te benut en uit te put. Natuurlik om meer te produseer en meer geld te maak, sodat God uiteindelik elke 7de jaar 'n Sabbatsjaar moes instel vir die grond, net sodat die grond daardie jaar kon rus. Die volk het egter nie altyd die grond elke 7de jaar laat rus nie. En daarom lees ons in 2 Kronieke 36 vers 21 dat God die volgende oor die ballingskap sê. Daar staan, die ballingskap het aangehou totdat die land vir sy Sabbatsjare vergoed is. Die hele tyd dat die land woes gelê het, het dit 'n Sabbatsrus geniet. 'n volle 70 jaar. Sien jy hoe God deur die ballingskap ook vir die grond omgesien het, omdat mense dit nie altyd gedoen het nie. En hierdie probleme in die verhouding tussen die mens en God se skepping het net erger geword. Soos wat tegnologie ontwikkel het, deur die eeue en reuse industrieë ontstaan het, het mense al hoe beter en al hoe vinniger dinge in God se skepping begin aanwend tot voordeel van hulle self. En dit meestal ten koste van God se wonderlike skepping. Ons het aan die begin genoem hoe swaar die skepping gebuk gaan as gevolg van die mens. Nou, onlangs by die lockdowns in die meeste lande wêreldwyd, was dit een van die positiewe gevolge. Die lug was vir 'n paar maande skoner. Die natuurlike waterbronne was weer vir 'n paar maande skoner. Sommige diere is weer opgemerk in plekke waar hulle jare laas gesien is. Die aarde kon as te ware weer so 'n bietjie asem skep van die mens en sy besoedeling. En dit het my net weer laat wonder, waarmee is ons as mense besig? En voor ons net die vinger na ander wys, moet ons ook maar die hand so bietjie in eie boesem steek. Want as ons dood eerlik is, moet ons bely dat ons ook nie altyd sulke goeie bestuurders van God se skepping is nie. Ons pas dit nie altyd so goed op, soos wat God dit van ons verwag nie, en soos wat hy dit oorspronklik bedoel het nie. Maar aan God die dank. Hy het ook direk na die sondeval al die oplossing aangekondig, hoe daar weer herstel kan kom. God sê vir die Satan daar in Genesis 3 vers 15, direk na die sondeval, ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. En ons weet, wie is hierdie een uit Eva se nageslag, wat die slang die Satan se kop vermorsel het? Dit is natuurlik ons Here Jesus. Hy het die Satan reeds beslissend aan die kruis vermorsel, en hy sal hom ook finaal vermorsel as hy weer kom. Maar ons weet ook,
hoe die slang ons Here Jesus in die hakskeen gebyt het, want die oorwinning het gekom teen 'n reuse prys, die kruis. Maar juis daar aan die kruis het ons Here Jesus herstel in ons stikkende verhouding met God moontlik gemaak. En daar in die kruis het ons Here Jesus ook herstel in mense se gebroke verhoudings moontlik gemaak. En daar in die kruis het Jesus ook weer 'n nuwe herstelde verhouding tussen mense en God se wonderlike skepping moontlik gemaak. Want in Jesus word sondige mense nuut gemaak. En deur die krag van die Heilige Gees kan ons steeds meer soos nuwe mense leef. En so begin ons weer anders kyk en na die wonderlike omgewing rondom ons. En wil ons dit oppas in God se belang en vir sy eer, want hierdie skepping getuig steeds van God en die feit dat hy werklik bestaan. Ons wil ook weer goeie bestuurders wees van God se skepping, soos wat hy dit aan die begin bedoel het. En deur Jesus se werk aan die kruis en die werk van die Gees in ons, kan ons dit ook doen. Kom ons gaan kyk nou baie prakties na 'n paar dinge wat ons kan doen om goeie bestuurders van God se skepping te wees en om so 'n verskil te maak en ook so 'n getuienis uit te dra. Verbind jouself vandag opnuut om God se skepping te bewaar en dit op te pas met dit wat binne jou vermoë is. Kyk byvoorbeeld hoe jy ligbesoedeling kan verminder. Deur byvoorbeeld nie meer jou voertuig te ry as dit nie werklik nodig is nie. Kyk byvoorbeeld ook na wat jy die drein afspoel en wat uiteindelik in ons land se waterstelsels beland. Kyk hoe jy elektrisiteit kan spaar deur byvoorbeeld gloeilampe te gebruik wat nie so baie krag gebruik nie, of deur jou geyser te isoleer, of deur apparate of ligte wat onnodig aanstaan af te sit. Ons moet onthou die meeste elektrisiteitsverskaffers in ons land veroorsaak erge ligbesoedeling om vir ons elektrisiteit te verskaf. Maak ook steeds meer gebruik van alternatiewe energiebronne wat hernubare energie gebruik en nie koolstof in die lug vrystel nie. Soos die Engelse sê, recycle, reuse en reduce. Koop met ander woorde produkte en materiaal wat herwin en hergebruik kan word en probeer self ook om te herwin en dinge oor en oor te gebruik. Verminder ook jou eie gebruik. Ons moet onthou, die wêreld probeer ons oortuig dat ons persoonlik steeds meer nodig het. Want dan kan besighede steeds meer produkte verkoop en meer geld maak. Dis die wêreld se wysheid. God se wysheid is egter dat ons in werklikheid nie so baie nodig het nie. En daarom leer Jesus ons ook om net te bid vir ons daaglikse brood. Want ons het nie so baie nodig nie. Deur minder te verbruik en matiger te leef, kan jy ons omgewing spaar. Wees ook versigtig met dit wat jy in die asblik gooi. Dink byvoorbeeld aan batterye wat baie skadelike chemikalieë vir ons omgewing bevat. Ons moet dink waarheen gaan ons asbliksakke en waar gaan lê daardie batterye uiteindelik. Kyk ook hoe jy plastiekbesoedeling kan verminder deur byvoorbeeld minder plastiekprodukte te koop of deur alternatiewe omgewingsvriendeliker produkte te gebruik. In ons land is daar ook groot onkunde oor besoedeling en die effek daarvan op ons mooi aarde. Baie mense het nie eers groot geword met 'n asblik in die huis of met 'n asbliklorry wat elke week die asbliksakke kom haal nie. Ons kan mense opvoed en hulle bewus maak van die effek van byvoorbeeld rommel wat gestrooi word op ons dierelewe en op ons waterbronne. Baie van ons werk ook in industrieë wat baie besoedel.
Jy is dalk net in 'n posisie waar jou besluite of jou ontwerpe 'n groter impak op die omgewing kan maak as wat duisende mense oor 'n hele leeftyd kan maak. Jy kan ook omgewingsbewaringsinisiatiewe in ons land ondersteun, byvoorbeeld die Save the Whale inisiatief hier in ons eie omgewing, of inisiatiewe wat renosterstropery probeer bekamp. En so is daar baie maniere hoe elkeen van ons 'n klein verskil kan maak of selfs 'n groot verskil kan maak. En so kan ons goeie bestuurders van God se skepping wees. Kom ons sluit af. Ons het vanoggend gesien hoe wonderlik God alles in die skepping gemaak het. En dat hy ons as bestuurders aangestel het om sy skepping te bestuur en dit namens hom op te pas. Ons het ook gesien wat die effek van die sondeval was op al ons verhoudings, ook ons verhouding met God se skepping en ons bestuurderskap. En daarom moet ons almal vanoggend bely. Ons is nie altyd sulke goeie bestuurders van God se skepping nie. Inteendeel. Maar ons het ook gesien, deur Jesus se werk aan die kruis en deur die werk van die Gees in ons, kan ons weer goeie bestuurders van God se skepping wees. Kom ons gaan maak daarom nou elkeen 'n verskil. En kom ons vind ook troos in die feit dat God hierdie stukkende skepping van ons weer nuut gaan maak. Amen. Kom ons praat nou met die Here oor dit wat hy vir ons gesê het in gebed. O Here ons God, as ons in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ons saam met die skepping juig, hoe groot is u, hoe groot is u, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, u groote naam. Ja Here, ons staan verstom oor u kunswerke in die natuur en u kreatiwiteit. En daarom is dit vir ons so lekker om in u natuur te wees. Dit gee vir ons vreugde. Dit maak ons rustig. Dankie vir die reuse voorreg om as bestuurders van u skepping op te mag tree. Ja Here, u laat ons heers oor al u handewerk. U het ons ook die taak en verantwoordelikheid gegee om u skepping op te pas. En nou moet ons voor u bely dat ons nie altyd sulke goeie bestuurders van u skepping is nie. Ons pas dit nie altyd so mooi op nie. En u wonderlike skepping sug en kry swaar. Dankie dat daar deur Jesus se werk aan die kruis en die Gees se werk in ons weer herstel in ons verhouding met die skepping moontlik is. En daarom wil ons u wonderlike skepping bewaar en oppas. En kan ons dit ook doen? Ons wil juis u skepping oppas sodat u steeds kan eer en van u kan getuig en sodat ander u ook kan leer ken. Dankie dat u met ons baie prakties gepraat het oor hoe ons elkeen 'n verskil kan maak om u wonderlike skepping te bewaar. En dankie dat ons ook kan uitsien dat hierdie aarde wat nou so verniel word, eendag deur u nuut gemaak gaan word. Ons sien uit om te sien wat u gaan doen. Ons weet dit gaan wonderlik wees. Amen. Kom ons sing nou saam van ons verwagting dat God ook hierdie stikkende aarde weer nuut gaan maak. Ons gaan dit doen deur saam te sing uit Skrifbereiding 18:6 verse 1, 4 en 5.
Die Here groet jou nou met sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Ons afkondigings vir oggend. Ons dankoffer tydens die erediens is vir barmhartigheid en na die erediens is dit 'n noordekollekte vir die kerkkas. Dan vra ons dat ons gemeente vir oggend 12:00 as jy enigstens kan, saam sal bid vir die COVID-19 pandemie. Ons gaan regtig vir die Here ook vra dat die Here vir ons uitkoms gee. Dan is ons gemeente besig om fondse in te samel en ons gaan vir 'n geruime tyd vleis verkoop. Ons vra maar as jy belangstel dat jy by Dani 'n bestelling sal plaas en dat jy ook hierdie advertensie wyd sal versprei aan jou vriende en familie. Ek kan noem ek het self al van hierdie vleis geproe en dit is baie lekker. En ons lief en leed is ons dankbaar dat Colleen Koekeboer uit die hospitaal is en dat dit beter met haar gaan. Ons dink aan tannie Frida Ligtelling wat dermatitis het en wat hierdie week weer by die spesialiste was en wat steeds swaar kry. En dan is daar baie mense wat ons ken wat positief getoets het vir COVID-19 en waar daardeur geraak word. Kom ons bid vir almal van hierdie mense. Kom ons bid ook vir ons gesondheidswerkers en ons bid ook vir ons regering wat moeilike besluite moet gee en moeilike leiding moet gee ook in hierdie tyd. Dat die Here ook vir hulle wysheid sal gee. Ons groet jou. Ons hoop jy het 'n rustige Sondag en gaan wees goeie bestuurders van God se skepping.